Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is steeds besig met ons reeks Christus in ons, die hoop op heerlikheid. En ons staan 'n bietjie stil by Jesus se laaste aand op aarde as 'n fisiese mens natuurlik. En ons het gister begin kyk na Jesus se laaste gebed saam met sy disipels, wat ons in Johannes 17 kry. En hier van vers 21 af begin ons sien hoe dat Jesus ernstig bid vir ons eenheid met hom en die Vader. En ek dink jy sal met my saamstem, dat wanneer Jesus homself herhaal, dan is dit nogal nodig vir ons om te luister. En hy herhaal dit telke male dat hy wil hê dat ons een met hom en met God sal wees. En alhoewel Jesus hierdie bid tot die Vader, is dit tog opgeteken vir ons, want ons het nodig om te weet wat hy gebid het, sodat ons kan weet wat is nou beskikbaar vir ons. Ek kom al hoe meer en meer agter dat een van wedergebore gelowiges se grootste probleme is dat hulle nie besef wat het gebeur by wedergeboorte nie. En hulle weet ook nie wat is reeds behaal en beskikbaar as wedergebore seuns en dogters van God nie. Ons bid dit baie keer, dat God vir ons iets sal doen wat hy reeds gedoen het. Wat bedoel ek hiermee? Kom ek gee 'n algemene, maklike voorbeeld. Hoeveel keer was jy al in 'n kerkdiens waar daar gebid of gesing word, kom Heilige Gees, o kom Heilige Gees, u is so welkom hier, kom Heilige Gees. En ek probeer regtig nie hier sarkasties klink nie, maar van waar af moet die Heilige Gees kom? Is hy dan nie reeds in ons nie? Hoe moet God dan hierdie gebed beantwoord? Ons bid dan vir iets wat reeds 'n werklikheid is. Jesus leef reeds met die volheid van die Godheid in ons. En dit beteken die Heilige Gees saam met hom in ons. Gaan lees maar Kolossense 2 vers 9 en 10. En ek noem hierdie as 'n voorbeeld, maar daar's baie sulke goedjies wat ons vra, wat al reeds bereik en beskikbaar is. Soos hierdie gebed van Jesus in Johannes 17. En onthou, hierdie was Jesus se gebed, en ek dink jy sal met my saamstem, sy gebed is beantwoord. En let op die eenheid waarvoor Jesus hier bid tussen ons en hom en die Vader. Ek lees van vers 21 af, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Vers 23, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. Vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Sien jy in hierdie 4 verse hoe Jesus dit herhaal op verskillende maniere, eenheid met hom en met God. Vader, u in my en ek in u en hulle in ons. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dan hierdie merkwaardige versoek in vers 24, en ek lees dit hierdie keer uit die Nuwe Lewende Vertaling. Vader, ek wil graag hê dat die mense wat u aan my gegee het, ook saam met my moet wees waar ek is, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u aan my gegee het, omdat u my voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Jesus vra, Vader, ek wil graag hê dat my disippels moet saam met my wees waar ek is. En onthou nou wat het ons gister in vers 20 gelees? Hierdie gebed is nie net vir die 11 om die tafel nie, maar vir ons ook wat tot geloof gekom het as gevolg van hulle prediking. So Jesus vra hier vir die Vader dat ek en jy moet saam met hom wees waar hy is. Kom ek lees net weer hierdie vers, sodat jy kan seker wees ek probeer jou nie mislei nie. Ek probeer jou wys hoe amazing dit is, dat Paulus later vir ons bevestig, dat Jesus se gebed beantwoord is. Ek lees weer vir ons vers 24, en hierdie keer lees ek hom uit die 2020 vertaling, sodat jy kan sien, dat dit maak nie saak watter vertaling jy gebruik nie, die vraag bly dieselfde, die gebed bly dieselfde, die versoek van Jesus is dieselfde. Hy lees in die 2020 vertaling, Vader,
Ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees. Wat skryf Paulus in Efesiërs 2 hier van vers 4 af? Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Dan vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Klink dit soos 'n antwoord op Jesus se gebed in Johannes 17:24. Waar hy is ons. Maar ook waar ons is hy. Man, hierdie is vir my so awesome. Ek hoef nie te pleit en te smeek en te soebat en 5 jaar op die kerkraad te dien om by hom te wees nie, of dat hy by my sal wees nie. Ek is reeds daar en hy is reeds in my en ons is reeds 'n hegte eenheid, want dis aan Jesus gegee deur die Vader, omdat Jesus dit gebid het. Ek en jy kan slegs hierdie awesome, amazing geskenk ontvang en daarin leef en dit geniet. En hoe werk 'n geskenk, geliefde? Jy ontvang hom en sê dankie. Receive and be thankful. Dis al. Dis so eenvoudig. En net om vir jou nog 'n teks te gee dat Jesus se gebed beantwoord is, blaai saam met my na 1 Korintiërs 6 vers 17. Hy sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Een gees met hom. Jy sit saam met Jesus aan die regterhand van die Vader in die hemele nou. En jou gees is een met God se gees nou. Hoe amazing is dit? Geliefde, Jesus se gebed was dat ons een met hom en met God sal wees. Soos wat Jesus en die Vader een was, en dit het gebeur. Jy is vandag een met sy gees. Jy is vandag waar hy is en hy is waar jy is. Hy is Christus in jou en hy is jou hoop. Here, man, u woord is so amazing, u wil is so amazing, u hart is net absoluut mind-blowing, dat u wil hê ons moet so een wees, dat u ons gees en u gees vir ewig mekaar verbind het. Here, en dat ons nou in hemelse plekke sit saam met u, reeds nou, in hierdie lewe, nou waar ons is ons een met u in die hemele, en u is in ons, sodat ons hoop kan hê. Daar's nie 'n skeiding tussen ons en u nie, daar's hierdie absolute eenheid met u, want dis u hart. Dis van hier af wat u wil hê ons moet leef, vanuit hierdie eenheid met u. Dankie Here, help ons om dit te begryp en help ons om dit 'n absolute lewende werklikheid vanuit dit uit te leef in ons lewe. Ons bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.